Vader, ons kom vanaand of vanmôre na U in die magtige naam van Jesus, Here. Waardig is U vanmôre. Heilig is U naam, Here. Geseënd is U, groot is U, waardig is U, Here. Vader, dankie dat ons vanmôre in hierdie plek kan wees en kan verklaar dat Jesus leef, Here. Dat ons vanmôre kan verklaar dat hy het opgestaan vir my en vir jou en vir elkeen wat vanmôre hulle vertroue in Jesus Christus sit, Here. Het U die dood oorwin vanmôre en daarom kan ons in oorwinning vanmôre leef, Here, want U het reeds die oorwinning vir ons behaal. En Vader, daarom is ons vanmôre opgewonde oor die goedheid en die grootheid vanmôre. Here, U het U self aan hierdie wêreld vertoon en gewys dat U is wie U sê U is, Here. En Vader, daarom kom ons in alle nederigheid voor U vanmôre en verklaar, Here, dat U is vanmôre God, Here. Vader, ons gee U die hoogste eer vanmôre in hierdie plek, Here. Ons gee die hoogste plek en die hoogste eer vanmôre. And Father, we just want to come and submit ourselves unto You, Lord. We want to exalt Your holy name and declare that You are worthy, O God. U is vanmôre waardig, Here, om die lof en die eer te ontvang. Heilige Gees, dankie dat U vanmôre hierdie plek sal kom vol met die goedheid en die grootheid, Here. Vader, met die tasbare teenwoordigheid. Heilige Gees, U is welkom vanmôre in hierdie plek. O Here, ons leed U vanmôre welkom, Here. Welkom, Here. Welkom, Here. Welkom in ons midde vanmôre, Here. Dankie dat U die plek kom vul vanmôre met U teenwoordigheid. Dankie dat U elkeen van ons kom aanraak, elkeen van ons kom bedien, Here. Ons loof U heilige naam, want U is waardig. Heilig is U naam, Here. Loof U in Jesus naam. Amen. Ons gaan staan. Die goeie nuus is Jesus het opgestaan. Jy sien, toe die Fariseërs Jesus gevra het vir 'n teken, en dit was kort gewees nadat hulle gesien het hoe hy duiwelbesetene genees van stomheid en blindheid, sodat die menigte gesê het, is hy nie dalk die seun van Dawid, en ek verlede week met julle gepraat oor dit. Van daai selfe hoofstuk, net 'n bietjie laer, kom hulle weer en sê, Meester, wys vir ons 'n teken. En hy sê, oor oorspellige volk soek 'n teken, maar al teken wat julle sal gegee word, is die teken van Jona. En soos Jona 3 nagte en 3 dae in die buik van die vis was, so sal die seun van die mens vir 3 dae en 3 nagte in die buik van die aarde wees. En kort daarna, toe Jesus gesterf het, en soos ek vir julle gesê het, dit was nie op 'n Vrydag nie, dit was op 'n Woensdag. Kort daarna toe Jesus gesterf het, was hy 3 dae en 3 nagte in die graf. En die Fariseërs gaan na Pilatus toe en sê, hy het gesê dat hy sal opstaan na 3 dae. Moenie laat die disippels al sy liggaam steel nie. Gaan sit hom, kan ons nie 'n wag kry, die wagte, die Romeinse soldate, om die graf op te pas, sodat dit nie moet gebeur nie. En in plaas daarvan, dat die Fariseërs vir hulle self moes sê, maar as hierdie Jesus uit die dood uit opstaan, dan is hy werklik wie hy gesê het, hy moet wees. Dan is hy die seun van Dawid, dan is hy die Messias, dan is hy die seun van God. Maar hulle was so verhard in hulle harte, dat Jesus het dit eintlik reeds vir hulle gesê, toe hy vir hulle vertel het van Lazarus en die ryk man wat in Abraham se boesem gelê het, Lazarus in sy boesem gelê, toe sê die ryk man, stuur asseblief vir Lazarus, laat hy my broers gaan waarsku. En hy sê vir hulle, maar hulle die profete, en hulle het vir Moses, en as hulle hom nie glo nie, sal hulle selfs as iemand uit die dood uit opstaan, hom nie glo nie. En toe Jesus uit die dood uit opstaan, wat het gebeur? Die Romeinse soldate gaan na die owerpriesters toe en vertel hulle wat gebeur het. Die steen is weggerol.
Maria daar aangekom. 'n engel het op die steen gesit en gesê, hoekom soek jy na hierdie Jesus? Hy het opgestaan. En wat leer die woord vir ons? Wat doen hulle? Hulle betaal hom baie geld. Hulle betaal hulle geld om te sê. Met ander woorde, om nie die waarheid te vertel nie. So hulle het sopas die waarheid gehoor, in plaas daarvan dat hulle hart verander en sê, werklik waar was Jesus wie hy gesê het hy was. Jy weet, hulle harte was nog steeds waar, maak nie saak dat dit die seun van God is nie, maak nie saak dat dit die Messias nie, we don't want him. Was hulle harte. En daarom betaal hulle hierdie soldate baie geld, sê die woord, sodat hulle moet sê, terwyl hulle geslaap het die disippels gekom en sy liggaam gesteel. Die eerste probleem daarmee is, as jy al geslaap het, hoe weet jy die disippels het die liggaam gesteel? Die tweede probleem daarmee is, as jy dan sê, jy het al wakker geword, hoekom het jy dit nie gekeer nie? Die derde probleem daarmee is, as 'n Romeinse soldaat gevang word dat hy slaap, het hy die doodstraf gekry. So daarom het die owerpriesters gesê, moet julle nie daaroor worry nie. Ons sal na die gouverneur toe gaan en julle sal nie 'n probleem hê nie. En hulle woord sê, hulle het die geld gevat en het hierdie storie versprei onder die Jode tot vandag. Plaas het hulle harte verander het. Want Jesus het opgestaan en bewys dat hy is wie hy is. Hy was nie net die historical figure waarvan daar 'n storie is nie. Daar's 'n movie gewees, The Case for Christ, as jy het nog nooit gesien het nie, gaan kyk het asseblief. Het gaan oor hierdie joernalis wie se vrou Christen geword het en he didn't like it. To say, well, ek is 'n navorser, so ek gaan nou bewys dat Jesus het nie uit die dood het opgestaan nie, en dan kan ek my vrou terugkry soos hy was. En spoiler alert, hier is die einde van die fliek. He had to acknowledge that Jesus is risen from the dead. Omdat die bewyslas so oorweldigend is. Nou ja, soveel nou vir die opstandingspreek. Vanoggend toe ek wakker word, en dit gebeur nie baie met my wat nou gebeur het nie, toe sê die Here, ek het 'n nuwe woord vir jou. Ek het 'n ander woord wat jy wil hê ek moet bring. Ek sê, okay, not. Well, then you better give it to me quickly. Want dit is net nou diens. So dis waarmee ek wakker geword het, en dis 'n bietjie 'n vermaanende woord vir ons. En hy het my wakker gemaak, hy sê, die mense sê, selfs mense in ons gemeente, die mense sê, julle is te eng. Julle is te ernstig. You are too heavenly minded and no earthly good. Julle moet nie so streng wees en so erg wees. Sê ek, so kan Here, dit is wat die mense sê, maar wat sê u vanmôre, Here? Ek weet selfs dat mense is weg uit ons gemeente, omdat ons nie compromise nie, en omdat ons dinge noem, wat hulle nie van hou nie, because they want to live the way they want to live. Galasiërs 5 vers 9 sê, 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. So a little sin or false doctrine can corrupt the whole life and conduct. So wat sê Jesus van compromise? As ons gaan kyk na Laodicense, die kerk van Laodicense in Openbaring 3:14, sê Jesus skryf aan die engel, which is die leraar van daardie gemeente, skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense, dit sê die Amen, die getroue, die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke dat jy nie koud en ook nie warm is nie. Was jy tog maar koud of warm. Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm is, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword. Ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie.
En ek wil vir die ouens sê wat na hierdie woord luister en online het ons ook 'n klompie mense, wil ek vanmôre sê, as jy vir my kwaad word, dan moet jy maar 'n bietjie dink vanmôre, as jy nie dalk daai een wat die woord van praat, elendig, beklansbare, arme en blind en naak is nie. Hy sê verder, hy sê, ek raai jou aan om by my te koop. Nou, ons kan nie met geld by God koop nie, ek sal nou vir julle wys hoe koop ons. Maar hy sê, ek raai julle aan om by my te koop goud wat deur vuur gelouter is. Sien, ek suiwer goud deur dit warm te maak. Sodat jy ryk kan word, en wit klere praat van geregtigheid, dat jy jou kan aantrek en jou skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Kom ons vra die Here, Here, wil U nie vanmôre my oë kom salf, dat ek net 'n bietjie kan sien, hoe sien U my nie? Hoe sien U die dinge waarmee ek besig is, en wat ek doen nie? Hoe sien U dit, Here? Kom salf my oë vanmôre. Vers 9 sê, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. So hoekom koop ek by die Here? Deur ywerig te wees en my te bekeer. Die Engelse woordjie is baie mooi, sê repent. Repent beteken ek draai weg van die dinge van die wêreld af. En ek leef vir Christus. Dis hoe ek kom koop. Hy sê ook, hy tugtig die wat lief het, of hy bestraf die, sê hy daar, maar ons lees in Hebreërs 12 vers 6, want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? En hoekom tugtig die Here ons, want hy wil nie ons met saam met die wêreld verlore gaan nie, en dit sê ons in 1 Korintiërs 11. Daarom tugtig ons en dit bring ons weer terug. 1 Petrus 1:16 sê vir onder daar geskrywe is, wees heilig want ek is heilig. So ons bedien en leer mense om heiligmaking na te streef. Want die woord sê vir jou, wees heilig want ek is heilig. Die Here wil hê dat ons heilige lewens moet lei. Ons moet elke dag daarna streef om meer soos Jesus te wees. We should not compromise. There's a sin when we compromise. Kies wie jy wil dien. Wil jy die wêreld dien of wil jy die Here dien? Maar kies wie jy wil dien. Jy kan nie met jou een voet in die wêreld staan en met jou ander voet die Here wil dien nie. Jy sien, as ek sê ek het God lief, dan moet ek haat wat God haat en God haat sonde. Hoe is jou haat vir sonde? Het jy 'n haat vir sonde? Of is ons compromising en ons is maar okay met sonde? Okay daarmee dat mense saamleef voor die huwelik en allerlei sulke dinge doen. Ons praat maar nie daaroor nie, net offend ons hulle. But we don't call out sin for what it is. Jy sien die probleem vir baie Christene is, hulle kyk nie, hoe kan ek meer soos Jesus leef nie. Nee, hulle gaan ondersoek liewers die woord en sê, waarmee kan ek wegkom? Wat is daarom nie te teen die woord nie? Of waaroor is die woord nie te duidelik nie? Maar die Heilige Gees praat in jou hart met jou. Wat sê die woord daar van Jakobus 4:4? Hy sê, egbrekers en egbreeksters. Want ek en jy is veronderstel om die bruid van Christus te wees. En wanneer ons met die dinge van die wêreld te doen het, dan noem die woord ons egbrekers en egbreeksters. Ons breek die eg. Hy sê, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Compromising with the world, sê is wat? Vyandskap. Hy sê, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Sê 'n bietjie vyand. Do you want to be God's enemy? No. So keep yourself out of the things of the world. Moenie die dinge van die wêreld lief hê nie. Don't compromise.
Hoekom is dit vir my so 'n dringende boodskap vanmôre? 2 Tessalonisense 3 vers 1. Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Ek wil vir julle sê, ons is in die laaste van die laaste dae. So hierdie woord gaan begin in vervulling kom. Ek wil vir julle sê dat as hierdie oorlog met Iran nie gou ophou nie, is dit guaranteed swaar tye kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Ek love it as ek sien hoe hulle daai selfies neem. Geldgieriges. Man is net na ons eie regering te kyk. Grootpraters, daar hoef ons ook net na hulle te kyk. Trotsaards, lasteraars. Dit maak my so vies. Partykeer wil ek net 'n bietjie sit en ook 'n movie kyk. Netflix. Daar's niks wat ek kan kyk nie. Ek begin hierdie ding te kyk, dan laster hulle die naam van die Here. Dan sê ek, okay, los die ene kom, dan ons draai die volgende ene. En dan is dit net weer dieselfde storie. Van die skoonste flieks, hulle praat nie eens lelik nie, maar ergens in daai fliek, gebruik hulle die naam van die Here. Why? Ons kan niks eers mee kyk nie, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig. Dis wat ons van ons sien vandag. Sonder natuurlike liefde, ons weet wat dit is. Onversoenlik. Moenie onversoenlik wees nie. Dis wanneer daar twis tussen twee broers is. En die een broer kom miskien en sê, luister, sorry ne. Ek wil met jou niks te doen nie. Maak nie saak wat se sorry jy ben. Maar ek is onversoenlik. Is 'n sonde om onversoenlik te wees. Kwaadsprekers, bandeloos. Bandeloos beteken om sonder selfbeheersing te wees. Wreed, dit sien ons ook baie vandag. Sonder liefde vir die goeie. Verraaiers, roekeloos, verwaand is weer trots. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ek gaan liewer na die party toe as kerk toe. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het, keer jou van hierdie mense. 'n Gedaante van godsaligheid. Hulle praat die Christene so mooi, maar hulle lewe wys iets anders. Ek sien ook deesdae is dit baie lekker op YouTube vir ouens om predikante uit te haal wat ons met die Heilige Gees bedien. Sê ek, ja, gedaante van godsaligheid, maar waar is die krag, broer? Sien, sodra jy met die krag begin bedien, dan wil hulle jou kritiseer. Gedaante van godsaligheid. Nee, Handelinge 1 vers 8 sê, jy sal krag ontvang met die Heilige Gees oor jou kom, sodat jy my getuie kan wees. Krag, dynamis, dynamite krag. Matteus 24 vers 3, en toe hy op die Olyfberg gaan sit het, as nou Jesus gaan sit op die Olyfberg, hy sê, kom sy disippels na hom toe en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. In die laaste dae, in die eindtye, sal 'n tyd van misleiding wees. En ek sien al die misleiding wat jy op YouTube kan gaan kyk. Al hierdie mense wat jou so graag weer onder die wet wil sit. Misleiding. Teken van die tye. In die laaste dae sal daar baie misleiding wees. En misleiding is nie die ouens wat dieselfde boodskap al die jare preek nie. Misleiding is al hierdie nuwe goeders. Pas op. Want Jesus het gesê, pas op dat niemand julle mislei nie. So jy moet jou woord ken, jy moet weet waarvan jy praat. Matteus 24 vers 5, want baie onder julle sal my naam kom en sê dat die Christus is en baie mense verlei. En julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. En hoe is dit nie aan die gang nie? Pas op, nie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar is nog nie die einde nie. So is nou op pad. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die koninkryke teen 'n ander, en daar sal hongersnood wees en pestsiektes en aardbewings en skrikkelike plekke. As hierdie oorlog nie gaan ophou nie, kom daar hongersnood.
want dis waar al die fertilizer vandaan kom. Dit is afgesny. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. En dan sal hulle julle in verdrukking oorgee, hier praat hy spesifiek van die Jode, en julle doodmaak, en julle sal deur die nasies gehaat word ter wille van my naam. Die antisemitisme op die oomblik het ek nog nooit so erg gesien of ervaar. Almal haat hulle op die oomblik. Niks te goed gesê nie. Nou ek is nie hier om te praat of hulle engeltjies is of nie engeltjies is, that's besides the point. Wat ek vir julle sê is, die woord is besig om vervulling te kom. Hulle is nie meer baie populêr nie. Almal praat teen die Jode. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai, mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, ongeregtigheid, tel gesien, daar is nie meer vir jou justice by die courts. Hulle hou die een kommissie op die volgende kommissie en niemand kom nie iets oor nie. Die ongeregtigheid het toegeneem. Daar is nie meer righteous nie, daar is nie meer geregtigheid nie. Mense kom letterlik weg met moord. Maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Elke land in die wêreld het nou al die boodskap van Jesus gehoor. So, dit het klaar in vervulling gekom. 2 Tessalonisense 2:3, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van verderf. Nou wil dit vir ons in die Engels in die Amplified lees, het sê, let no one in any way deceive or entrap you, for that day will come unless the apostasy comes first. Now what is apostasy? That is the great rebellion, the abandonment of the faith by confessed Christians. Die woord sê in die laaste dae sal mense afvallig word. Jy kan nie afvallig word van iets wat jy nie eers op was nie. So hy praat nie met mense wat nie tot bekering, hy praat met die kinders van die Here wat afvallig gaan word, wat hulle rug gaan draai op die evangelie. En daarom is dit belangrik dat jy nou naby aan die Here word, dat jy nie een van daai statistieke is wat jou rug op die evangelie gedraai het nie. Ons het gelees verlede week deel van die woord van verlede week oor die sonde teen die Heilige Gees, gepraat van Hebreërs 6 vers 4, wat hy sê, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deel agter geword het. Met ander woorde, iemand wat tot wedergeboorte gekom het en die Heilige Gees binne hom kom woon het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het. Die apostasie, waarvan hy sê in die laaste tyd sal daar die groot afval wees, daar sal 'n klomp mense wees wat afvallig sal word. Hy sê om die wat tot bekering te vernuwe. Omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. So once I've received the Holy Spirit and I decide to deny Christ, I cannot go back. Dit is 'n gevaarlike plek om te wees. There's no returning back from apostasy. En daarom is dit vir my en vir jou as kinders van die Here vandag belangrik, bly naby aan die Here, do not compromise. Because compromise leads to more sin in your life, and more sin can lead to a place where you actually turn your back on Christ. Don't compromise. Nou is die tyd om naby aan God te lewe. Stop playing church. Maak klaar met die dinge van die wêreld. Moenie kyk waarmee kan ek wegkom nie. Vra eerder, hoe kan ek heiliger leef? Hoe kan ek nader aan God kom? Ek moet weet dat ek is die bruid van Christus. He comes for a clean bride. Ons bid vir herlewing. Sê, Here, wil nie asseblief herlewing stuur nie, Here. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, daar sal geen herlewing wees voor ek en jy nie repent. En alles aflê wat God nie behaag nie. Herlewing begin by my en by jou. Eerste. 1 Petrus 4:7 sê, want die tyd is daar, die oordeel moet begin by die huis van God. Wat sê Petrus, waar begin die oordeel? By my en jou. By die huis van God.
Hy sê, as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees? Want die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is. So hy sê, as die Here ons nie eers ongestraf sal los nie, hoeveel te meer die mense wat hom nie aangeneem het nie. So, die oordeel begin by die huis van God. Ek en jy moet op 'n plek van repentance kom. Ek en jy moet op 'n plek van heiligmaking kom. Ek en jy moet herlewing begin leef. Dan sal die herlewing uitbreek wat die mense sal trek. But that's not going to happen until you and I will start to say, Lord, I repent of compromising with the world. Want hy sê in vers 18, hy sê, as die regverdige nouweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Lê neer. Sorg dat jy gereeld in die kerk is. Jy sê, as jou hart brand vir Jesus, dan wil jy in die kerk wees. Dan wil jy saam met die gelowiges wees. Jou hart brand vir Jesus. Nie ander. Ek onthou toe ek groot geword het, het ons 2 dienste gehad. Dis 'n onbekende ding vandag. Ons het in die oggendkerk toe gegaan. Dis, dit was nogal rof hoor. Kerk eers 10:00 begin. En ons kon kerk hou. Dan so'n 12:30 en dan 1:00 se kansie by die huis, dan is dit lunch. Kyk, die tannies van daai tyd het lekker lunch gemaak. Sunday lunch was altyd rys, agterpels, was baie lekker. Maar 6:00 vanaand was hy tweede diens. Mense gaan nie meer vandag 2 keer kerk doen. Brand jou hart vir Jesus. Was my lekker om kerk te gaan. Kan nie wag om te gaan worship nie. Kan nie wag om die naam van die Here te gaan groot maak nie. Kan nie gaan wag om my boeties en sissies en Jesus weer te sien nie. Kan nie wag vir die werking van die Heilige Gees nie. Sien maar, mense het vandag 'n attitude, ag, nie so eng wees nie, nie so gereeld kerk te gaan nie. As jy dan so eenmal 'n maand in die kerk is dit okay, jy weet. Kyk sommer online, maar nie laat enigiets, dankie vir die ouens wat online kyk, 125 van julle wat daar is. Is goed. Maar kom in die kerk. Kom in die kerk. Efesiërs 4 vers 25, daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid. Ons is so ding soos 'n wit leentjie nie. Leuen is 'n leuen. Spreek die waarheid. Elke mens met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig. So raai wat die woord sê, mag maar kwaad word. Ons word ons baie keer kwaad, sê ek nie? Ja. Maar wat sê hy verder? Hy sê word toornig, moenie sondig nie. So as jy kwaad word en jy begin daai knope te gee omdat jy kwaad is jy besig om te sondig. Of as jy iemand met die vuis byt dan. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Goeie raad. Voel hoeveel huwelike sou gered gewees het, as die man en die vrou besluit het, ons sal nie gaan kwaad slaap nie. Hoe Gerrit sê altyd, nie gaan kwaad slaap, jy stay up and fight. Ek voel hoeveel huwelike sou gered gewees, as die man en die vrou net nie kwaad gaan slaap het nie. Want nou broei daai ding, en hy broei. As jy net gedoen het wat die woord gesê het. Wat sê hy daar vir jou verder? Gee aan die duiwel baie plek. Geen plek, ekskuus, ek het die verkeerd gelees. Gee aan die duiwel hoeveel plek? Geen plek. Geen plek. But if I compromise with the world, wat doen ek? Ek gee aan die duiwel plek. En as hy eers 'n foothold het, dan gaan hy vir jou. Goes for the jugular, soos hulle sê. Hoekom het jy die deur oopgemaak? Hoe maak jy die deur oop? Met sonde in jou lewe.
Vers 28, Efesiërs 4:28. Laat die een wat steel, nie meer steel nie. Goeie idee, nie? Maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Hier is nog een vir ons. Laat daar geen, sê geen, vuil woorde uit jou mond uitgaan nie. Eina, ouch en amen. Zigelo niks nie. Geen vuil woorde. Wat die hart van vol is, wat gebeur? Loop die mond van oor. Trap net 'n bietjie op ou se toon, dan kyk jy wat sy woorde gebruik hy. Maar net woorde wat goed is vir die nodige stigting, sodat die genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Ek wil vir jou sê, as jy vuil woorde uit jou mond uitgaan, is jy besig om die Heilige Gees te bedroef. Deur wie hulle verseël is vir die dag van verlossing, dankie Jesus vir dit. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, soos met alle boosheid. As jy daar by die hek aankom, jy hoor, ding dong, hallo pastoor. Nou wil ek eers praat met mense wat Jesus nog nie aangeneem het. Al die hulle daar online. Romeine 10 vers 9 sê vir ons, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat hy hom uit die dode opgewek het, sy gered. Wat moet jy doen vanmôre? Glo dat Jesus opgestaan het. Sit jou vertroue in Jesus, maak hom Heer van jou lewe. Draai jou rug op die wêreld en begin om Jesus te dien. Het vanmôre geleentheid om dit te doen. Hebreërs 4 vers 7 sê, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid gespreek het, soos ek gesê het, vandag, as jy my stem hoor, verhard nie jou hart nie. Vandag, as jy my stem hoor, verhard nie jou hart nie. Die Here praat met jou. Hy sê, my seun, my dogter, kom maak reg. Gee my jou hart. En vat een gebed om te sê, Here, kom red my. Maak my u kind. Draai my rug op die wêreld. Dankie dat Jesus opgestaan het uit die dood vir my. En nou wil ek met ons praat. En julle kinders van die Here. Die tyd het uitgeloop. Jy weet in jou binneste dat dit wat nou in die wêreld aangaan, is wat die woord gesê het sal wees in die laaste dae. En in my gees wil ek amper sien hoe Jesus by die deur staan, gereed om sy bruid te kom haal, en hy na die Vader kyk en sê, kan ek gaan? Dis hoe naby dit is. Daar's nie meer tyd vir speel nie. Dis tyd vir ons om ernstig die dinge van die Here op te neem. Kom weg uit die dinge van die wêreld uit. Do not compromise. Do not compromise. Sonde is sonde, and don't dabble with it. Moenie jou goedkeuring aan dit gee nie. Ons gee so maklik ons goedkeuring aan dit. Dis maar oké. Dis maar oké as die kinders saam bly. Dis maar oké. Dis maar oké as hulle na die dronkparties toe gaan. Dis maar oké. Nee, dis nie oké nie. Start living righteous lives. Ons is geroep om
om heiligmaking na te streef en vir Jesus te lewe. Kom ek en jy wees nie 'n klad op die evangelie nie. En dat ons 'n klad op die evangelie wees nie. Ek dink die ergste ding wat iemand ooit moet kan sê, is hulle sê, as daai ouwe Christen is, dan wil ek ene wees nie. Moenie laat die wêreld dit van jou sê nie. Moenie laat die wêreld dit sê nie. Judgment starts in the house of the Lord. We should repent first. En ons sal eerste moet wees om te sê, Here, vergewe vir my. En laat die Here met jouself praat, wat is dit in jou lewe wat jy moet aflê? Wat jy voor moet sê, Here, I don't want to do this anymore. I'm laying it down. Yes, kom ons maak ons oop toe. Vader, ons loof U vanmôre, Here. Ek weet U het vanmôre vir my 'n ernstige woord gegee. 'n Ernstige woord, Here. Vir die kinders van die Here om te sê, draai terug na my toe. Tyd vir speel is verby. I want you to live holy and righteous lives. Thank you, Jesus. Ek wil hê, laat toe dat die Heilige Gees jou nou in hierdie oomblik bedien. Just come and repent it before the Lord. Say, Lord, dankie dat U my vergewe vir die tye en die kere wat ek gecompromise het, Here. Partykeer compromise ons uit die vrees vir mense uit. Partykeer compromise ons because we do not want to offend anybody. Partykeer compromise ons omdat dit vir ons lekker is om sekere dinge te doen. We do not want to face it that God actually don't want us to do it. God is warning us this morning not to compromise, but to live holy lives. Ons eer U daarvoor vanmôre, Here. Here, vergewe ons vir die elke keer wat ons gecompromise het, Here. En Here, dankie dat U deur die Gees nou ook sal kom en miskien in ons eie lewens vir ons goed uitwys. And if you've got something that comes up to your mind, you know that the Lord is speaking to you. As daar iets in jou gedagtes nou, kom weet jy die Here is nou besig met jou te praat oor daai ding. Dan moet jy nie die ding vat van, okay, maar laat ek die woord gaan bestudeer of ek daar nie in my loophole is waar ek kan wegkom nie. Lord, if you want me to lay it down, I lay it down irrespective if I can find the loophole. Just because your Spirit is speaking to me now. Ons eer U daarvoor vanmôre, Here. Here, ons dankie dat U die herlewing sal stuur. Maar dankie dat U vanmôre in ons eie lewens begin. To start in our own lives this morning, God. As we honor You and we worship You. As we lift Your name on high. Jesus, we just want to declare this morning that we love You, Lord. Ons het U lief, Here. En omdat ons U lief het, we want to be more like You. We glorify Your name. In Jesus' holy name.